Dapper vraag, dapperder antwoord. Ek lees weer die gedeelte in die Bybel oor Elia wat pas 'n groot oorwinning oor die profete van Baal beleef het. En dan lees ek waar hy alleen in 'n grot sit, uitgeput, bang. Hy kruip weg vir sy eie lewe. En dan vra God nie 'n vraag omdat God nie weet nie. Hy vra dit sodat Elia self kan hoor wat in sy eie hart aangaan. Ons lees in 1 Konings 19 vers 9. Hy het in 'n grot ingegaan en nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" Nou dis die dapperste vraag wat 'n mens ooit gevra kan word. Nie wat het gebeur nie, maar wat maak jy hier? Waar staan jy regtig met antwoorde? In jou siel, in jou gees op hierdie oomblik. Ons is dikwels net so eerlik as wat ons voel ons kan bekostig om te wees. Ons vermy egter die vraag agter die vraag, want die antwoord kan dikwels te seer wees. Maar sielkundiges wat implisiete teorieë oor moed ondersoek het gevind dat psigologiese moed juis behels om jouself bloot te stel aan die risiko van skaamte, verleentheid, selfs die verlies aan selfrespek ter wille van dit wat waar en reg is. Dis nie fisiese gevaar wat hierdie soort moed vra van 'n mens nie, maar dis die bereidheid om jouself in die oë te kyk, daardie tipe moed. Nou God vra Elia se vraag ook vir ons, nie om te veroordeel of te beoordeel nie, maar om ons huis toe te lei, terug na homself. En elke keer as ons dapper genoeg is om ons vir hierdie vraag te antwoord, dan maak God weer vir ons 'n pad oop soos hy vir Elia ook gedoen het. So die vraag is, wanneer laas het jy jouself letterlik of figuurlik in die oë gekyk en vir jou 'n dapper vraag gevra en dit dan nog dapperder geantwoord? Soos byvoorbeeld, hoekom doen jy dit regtig? Wat is regtig hier aan die gang en hoekom is jy deel hiervan? Hoekom doen jy nie wat jou hart vir jou sê om te doen, omdat dit eerder in lyn met jou waardes is nie? Vra vir God om jou te help om die regte dapper vraag in jouself te antwoord, of te vra, en antwoord dit dan dapperder. Leef geïnspireerd.